Julle en welkom by vandag baie spesiale diens. Vandag vier ons Kersfees. Mag jy, daar waar jy ver by familie, eensaam by die huis is, mag jy vandag regtig iets van God by jou ervaar. Mag jy God so tasbaar beleef, dat jy hom raak sien, dat jy sy lig kan sien, en dat dit jou so aanraak, dat dit jou lig brand, dat jy as ligdraer in die wêreld kan wees, die hele jaar lang. Kom ons word vir 'n oomblik stil en ons wy net hierdie oomblik aan God. Ons vier nou vir 4 weke lank die kom van Christus. Die adventtyd steek ons elke Sondag Kers aan en ons is so opgewonde oor dit wat vandag gebeur. Ons vier vandag hierdie lig wat die wêreld verlig, wat aan ons kom. Jy sien, wanneer ons Kersfees vier, dan vier ons die fees van lig. Dis in die woord Kersfees. Dit lig aan en ons vier God se teenwoordigheid. Toe kom ons kersies op ons bome sit en kersies oral op ons huis brand en liggies buite omsit. Ligte herinner ons dat God teenwoordig is in ons lewe. En dis wat Kersfees doen, dit herinner ons dat Christus by ons, in ons, saam met ons teenwoordig is. En hy het as baba vandag gekom. Hy het as baba gekom en ons vier dit op die 25 Desember. Ons vier vandag met die jaarsdag en ons is dankbaar vir sy teenwoordigheid in ons lewe. Sien, Jesus sê op verskeie plekke dat hy is lig. Hy sê hy is die lig wat in die wêreld toe gekom het, sodat almal wat in hom glo, nie in die duisternis kan bly nie. Jesus is lig. En hy is 'n lig wat tussen ons kom woon, sodat ons lig kan ervaar. Nou as jy ek is, wonder jy dalk waar kom hierdie idee van lig vandaan? Die lig in die Bybelse tyd was nie soos ons dit vandag verstaan. Hulle het in 'n tyd gewoon waar daar nie straatligte was nie. En jy het nie flitsligte gehad nie, jy het nie selfone gehad wat jy gou kan aansit as dit load shedding is nie. Jy het nie load shedding gehad nie. Lig was iets wat vir hulle beskerming gebring. Dit was iets wat vir hulle die pad aangewys het wanneer dit donker was.
Dit was iets wat vir hulle gesê het, wat reg of verkeerd was. Dit is ook 'n samekoms verteenwoordig. Mense het net lampies gebrand as jy saam met iemand was, en jy saam met iemand iets eet. Dit was wanneer daar lig was. Wanneer ons sê dat Jesus lig is hy ons beskerm. Hy is ons rigting aanwyser. Hy is die persoon wat saam met ons is. Hy kom verlig ons in die donker tye. Hy bring vir ons troosting en beskerming en goedheid. Ons gaan vandag 'n gedeelte lees van voordat Jesus gebore is. Gedeelte van toe Maria nog vroeg swanger was. In hierdie gedeelte het Maria gejaag na Elisabeth. Dit sê in vroeër in Lukas dat sy vlugtelik na haar toe gejaag. Sy het eintlik gevlug. En sy het daar 'n niggie Elisabeth gaan kuier en toe sy daar aankom, begin sy sing. Sy was so opgewonde. En sy het iets beleef. Sy het 'n bietjie van God se lig gesien deurbreek. Hierdie kindjie wat in haar maag besig was om te groei. Sy het iets raak gesien van God se lig en God se plan. En dan lees ons hierdie gedeelte in Lukas 1, vers 46 tot 55, wat gaan. My siel loof die Here. My gees jubel oor God my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisje raak gesien. Kyk, van nou af sal alle geslagte my gelukkig neem, want die magtige het groot dinge in my gesien. Ja, heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan hulle wat vir hom ons kragtige dade verrig hy met sy arm. Die denke van hoogmoediges verwar hy. Jesus ruk hy van hulle trone af en geringes verhoog hy. Honger is versadig hy met goeie gawes en ryk is stuur hy met leë hande. Sy diensknegt Israel het hy bygestaan en sy ontferming en gedagte gehad, soos hy dit aan ons voorvaders beloof het aan Abraham en sy nageslag vir ewig. Maria is so opgewonde oor die God wat sy hier 'n bietjie van sien. Sy kan nie anders as juis en die wil hoor nie. Maar ek kan my nie indink sy misvoel in daai oomblik is sy so bang gewees het. Sy was so bang dat sy gevlug het weg van haar dorp af, weg van haar mense. Hier is sy eintlik 'n jong meisie en sy is swanger. Haar man weet, dis nie sy verloofde weet, dis nie sy kind nie, sy is nie getroud nie, sy weet nie wat gaan haar ouers, haar verloofde en haar gemeenskap met haar doen. Sy is so bang gewees, ek en tog in hierdie oomblik, dat sy God ervaar en raak sien, sing sy oor hierdie grootheid. En sy sing oor hierdie lig wat alles omsir. En dan leer dit ons eintlik iets van die hart van God. Hierdie hart van hierdie God wat aankom, leer vir ons dat God is 'n God wat raak sien. Hy sien hierdie nederige diensmeisje raak. Hy sien honger is raak, hy sien armes raak. Hy sien verdruktes raak. Hy sien God skyn lig dinge wat die wêreld miskyk of juis probeer wegsteek. Dit is wat God raak. Dan wys hierdie gedeelte vir ons dat God is 'n God wat omgee. Hy kom wys vir ons dinge wat verkeerd is en dan sit hy lig erop sodat ons dit kan omkeer. Sodat die wêreld dit kan omkeer. Hy vat krag weg van maghebers. Hy gee kos vir hom. Hy ruk mag van trone. Hy gee om oor armes en dit is wat ons sien reg deur Jesus se lewe. Hy het alles so kom omkeer, radikaal kom verander. Hy sê hy het gekom vir mense wat hom nodig het. Vir die armes, vir die onderdruktes, vir die mense wat ander mense miskyk, vir die klein mense. Dit is die mense waar Jesus aarde toe gekom het. Dit is die mense waaroor God homself ontferm. God is 'n God wat omkeer. Wat die wêreld weer 'n plek word. Dit klink
ons is hierdie verskriklike magical. Ons praat baie keer van Kersfees as iets wat wonderlik. Die wonder van Kersfees. Dit is magical. Dit is nie so 'n kragtige ervaring nie. Eintlik die wêreld wat God in dit. Die wêreld wat God gedroom. En daarom stuur hy sy seun om meer hiervan te bring. Lees hier van 'n God wat onthou. God wat sy beloftes nakom van nageslag tot nageslag vir ewig. Wanneer ons ligte aansit, dan is dit 'n herinnering. 'n Herinnering dat selfs as ons nie God raak nie, is hy steeds daar en dat hy steeds getrou aan ons. Hierdie gedeelte herinner ons dat lig is iets wat kom verander. Lig is 'n aksie. Lig is nie net iets wat ons sien. Dit bring verandering. Dit is wat Jesus gedoen. Hy is die lig wat verandering bring. En dan nooi die Bybel ons uit. Paulus skryf hoe ons mense van lig moet wees, Matteus sê ons moet lig vir die wêreld wees. Jesus sê ons moet sy lig dra. Ons moet mense van lig wees. Ons moet ligdraers wees. Wat beteken dit al? Ek verwys terug na 'n gedeelte in Jesaja 2, wat hy sê dat waar honger is, kos kry, waar arm is, waar verdruk is, waar neergedruk is, weer raak gesien word. Daar word lig gedra. Wanneer ons ligdraers is, beteken dit ons moet 'n lewe lei wat God sigbaar maak, wat God verander, wat God wys, hy is by ons. Die wonder van lig is, hierdie kers is nie lig self nie. Hy dra net lig. Net so is Jesus die lig. En hy vra ons om sy lig te dra. Hy vra vir ons om net hierdie kers te wees. Wanneer hy tussen ons kom woon, dan is dit asof hy vir ons die kans gee om ons lig by hom te kom aansteek. Die ding met lig is, dit is nie so soet, dat wanneer ons dit deel, word dit minder nie. Wanneer ons dit met iemand deel, dan word daar net meer lig. God vra ons om ons lig te kom deel met die wêreld. Hy sê, mag my lig jou lig aansteek, mag jou lig ander mense kom kry. Mag jou lig so sigbaar wees in jou dade. Mag jou lig ander mense help. Mag dit mense raak sien, wat nie raak gesien word nie. Mag dit omkeer. Mag dit altyd sigbaar wees. Selfs op dinkmense nie bestaan. Mag jy met hierdie Kerstyd God se lig so raak sien. Mag jy so dit ervaar, dat jy anders kan om jou te kom verlig nie. Mag dit jou hart verlig, sodat jy verander, lig kan wees, sodat jy 'n ligdraer kan wees van God. Kom ons bid. Here, dankie vir u teenwoordigheid in ons lewe. Dankie dat u as mens vir ons neergedaal het. Dat ons lig by u kan aansteek. Dat u vir ons lig gebring het. Dat u vir ons kom wys het hoe dit is om 'n lewe van lig te lei. Mag ons oral waar ons gaan, u lig laat skyn vir mense daar buite wat dit nodig het. Vir mense raak sien. Mag ons waar ons kwesbaar is, alleen is, eensaam is, kwaad is, hartseer is. Mag ons 'n stukkie van u lig ervaar, 'n stukkie van u liefde, 'n stukkie van u nabyheid. Mag u elke dag hierdie jaar so opnuut verander, dat u lig die heel jaar sigbaar is vir ons en vir ander. Mag jy God se teenwoordigheid hierdie jaar so by jou ervaar, dat hierdie wonder van Kersfees jou heel jaar sal
en jou wees sondig. Lekker dag.